Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser. Hy is heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Lam vir ewig. Immanuel, hy wat vir ons is, hy omring ons in sy glorie. Ek glo, sy Gees leef in ons, en hy lei ons in die volle waarheid. Hallo julle, ek het vir almal mooi hallo gesê. OK, dan gaan jy. Goeiemôre almal. Dis lekker om die oggend so saam met jou te begin en om saam met jou ook net bewus te wees van God se teenwoordigheid. Soos jy hoor, is die padda in my keel nog daar. Ongelukkig preek Fransja Sondag, want ek dink as dit tot Sondag toe aanhou, dan weet ek nie hoe sou ek ordentlik kon preek nie. Ek het iewers 'n begrafnis gedoen in die week. Eintlik 'n roudiens en ek het so sleg gevoel want ek weet of die mense my kan hoor nie, maar in elk geval hier is ons nou. Dit is ons trek by die eerste stappe van liefde. Nou, een van die mooiste liefdesliedjies wat nog ooit geskryf is die een van Billy Joel wat sê I love you just the way you are. Meer onlangs het Bruno Mars geskryf 'Cause you're amazing just the way you are. En ek dink dit is vir ons so mooi, net daai absolute aanvaarding, daai absolute net soos wat jy is, net so aanvaar ek jou. En eintlik is dit iets van die boodskap van die Bybel, die hele boodskap van God en Jesus wat ons gekies het, voordat ons kon kies. En hy praat eintlik in Jesus se boodskap en in die Ou Testament, lees ons van hierdie absolute aanvaarding. In Deuteronomium 7 vers 6 is God aan die woord en dan sê hy, jy's 'n volk wat vir die Here jou God afgesonder is. Of eintlik is Moses aan die woord. Vir jou het die Here jou God uitgekies om uit al die volke op aarde om sy eiendomsvolk te wees. So God het gekies. Hy het besluit, ek gaan hierdie volk aanvaar met alles wat daarmee saamgaan. En in Johannes 15 dan sien ons dieselfde idee. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. En julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. So, God kies ons. God maak ons deel van sy plan. En om iemand te aanvaar, beteken dat jy aanvaar iemand vir die toekoms sê, dit wat die persoon besluit, gaan dalk 'n effek hê op jou, maar jy besluit nou al, dat jy by daardie persoon gaan wees. Ek dink sommer dadelik aan huwelike en huweliksgesprekke wat 'n ou het om te sê, ek kies om aan te hou om jou te aanvaar vir wie jy is. Nou sien dieselfde tipe van beeld in ouerskap. Ouers wat kinders aanvaar en liefdry. Ek het eendag so gelag. Etienne Kok het 'n praatjie gedoen met tieners en toe sê hy vir die tieners,
Jy kla so oor jou ouers, my ouers is te so, en my ouers is te so, en my ouers doen te veel dit. Maar weet jy, jou ouers moes ook maar net vat wat hulle gekry het. En dit was vir my baie spot on met tieners gewees. Maar aanvaarding, om jou kind te aanvaar, is deel van ouerskap. En partykeer sien ons dat die vreugde en vervulling wat ouerskap bring, dat daar ietsie weggaan daarvan, wanneer kinders kies en ouers geïmpliseer word by hulle kinders se keuses, maar steeds het hulle gekies om hulle kind te aanvaar. En dan sien ons in Matteus 16, praat Jesus, en dan praat hy oor, nie net hy wat ons aanvaar het nie, maar wat gebeur wanneer ons hom aanvaar. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal 'n mens help as hy sy hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor, of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? So Jesus praat hier van 'n mens se siel. Hy sê, jou wil, jou verstand, jou emosies, dit is jou lewe. Jy verloor jou lewe, jy onderwerp dit aan wat hy sê. Jy sê, ek aanvaar God, ek aanvaar Jesus, ek aanvaar wat hy oor my lewe sê. Ek aanvaar sy opinie van my. Ek aanvaar dit alles wat hy doen, ek gee dit, en dan sal ek die wêreld as wins kry. Dan wat ek in ruil terugkry daarvoor, is die ware lewe. Ons aanvaar God, en dit sê, dat ons aanvaar alles wat hy in sy woord vir ons sê, en wat sy opinie van ons is. Ons aanvaar sy geregtigheid. Ons aanvaar hom. En dan wil ek vir jou hierdie stukkie lees oor lewe. Wat sê ware lewe? Die lewe wat God vir ons bedoel het om te geniet, begin by sy aanvaarding van ons. Ons streef weg van die implikasie van Adam se keuse, en die implikasie van Christus se keuse, deur sy opinie van onsself as die waarheid te aanvaar. So ek tree weg van Adam se keuse, en ek sê ek aanvaar Christus. Ekskuus. Ek aanvaar Christus, ek aanvaar wat hy oor my lewe sê. En omdat ek hom aanvaar, kan ek ook lewe, en daardeur lewe ek. En dan het hy gedoen, ons word ook geïmpliseer by sy keuses, wanneer ons hom aanvaar. En wat hy gedoen het, is om ons plek op die kruis te neem, en vir ons die geregtigheid van God te maak. En dit is die implikasie van sy keuse. En ons aanvaar die implikasie van sy keuse. Ek vertrou dat jy 'n wonderlike Vrydag gaan hê, dat jy 'n wonderlike naweek gaan hê, en dat jy God se seën en sy guns ook sal beleef in die naweek wat kom. Mag jy 'n geseënde dag hê.